Goeiemôre aan almal en baie welkom by vanoggend se erediens. En dankie ook so vir die tyd wat julle geneem het om hier by ons as gemeente in te skakel. Is altyd vir ons 'n besonderse tyd om so saam na die woord van die Here te kan kyk. Geliefdes, voordat ek met die afkondigings begin, is daar net een ietsie wat op my hart druk. Ek het nou al met 'n hele klompie gemeentelede gepraat en ook baie mense buite die gemeente. En die jaar 2026 bly maar 'n moeilike jaar. Daar's soveel mense wat swaar dra, groot veranderinge, nuwe veranderinge en uitdagings wat daar nie voorheen was nie. So geliefdes, indien dit een van julle is, wil ek net sê ons as gemeente dra julle op in ons gebede en ons hoop ook so dat daar ergens daar 'n bietjie rustigheid en vrede sal kom. Maar keer na die Here toe, hy is gewillig om te help en hy sal ook so vir julle die krag gee. Geliefdes, ons afkondigings vir vandag. Soos julle hier aan my regterkant kan sien, het ons vandag weer die besonderse voorreg om nagmaal saam te kan gebruik. Julle hoef nie nou te skarrel om alles reg te kry nie. Ek sal geleentheid bietjie later in die erediens daarvoor gee. Dan komende Sondag, volgende week, die 8de Maart, het ons 'n lofsang erediens. So almal van julle wat naby aan die gemeente is, geliefdes, ons nooi julle om hierdie geleentheid by te woon en daar sal ongelukkig nie 'n aanlyn erediens wees nie. Dan die 22ste Maart het ons weer ons jaarlikse buiteligdiens, waar ons alle ouers en kinders saamnooi om op die kerkgronde by mekaar te kom. Daar sal 'n kort boodskap wees en daarna gaan almal net lekker saam kuier en daar gaan 'n paar eetappies wees, worsbroodjies 10-10-1. Dis 'n baie gesellige geleentheid. Ons nooi julle ook saam na dit toe. En dan laastens, die Lydias hou 'n musiekpret byeenkoms die 18de April. Kostes verloop R50 vir 13-jariges en jonger, R100 vir hoërskoolleerders en R200 vir volwassenes. Dis 'n baie lekker samekoms. Ons het dit al vorige kere gehou en dit was absoluut 'n groot sukses. Baie kere is daar so 'n bietjie van 'n noot vir noot komponent. Ek mag dit ook seker nie eintlik nou noot vir noot noem nie, maar ek dink julle verstaan wat ek daardeur probeer oordra. So geliefdes, indien julle lus is om die aand bietjie uit te kom, saam met vriende en familie te kuier, ons nooi julle na hierdie geleentheid. Dit was nog altyd 'n groot sukses gewees. Maar geliefdes, dit ons afkondigings. Kom ons word stil. Ons vra dat die Here ons harte opreg sal kom oopmaak vir dit wat hy daarop wil druk, en ek begin deur vir ons 'n wotum te lees. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, Jesus Christus die Seun, en deur die wonderlike werking van God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons deur middel van gebed tot U kan nader. Here, waar ons as U kinders, 'n familie, deur dit wat U vir ons gedoen het, ons kan verspreid wees oor die land, oor die wêreld. Maar Here, hier waar ons oë toemaak, rustig raak, en ook so ons harte tot U keer. Here, weet ons, U is ook hierso. Geen nie om hoe ver verspreid nie, Here, U is altyd met ons en U sal ons nooit alleen laat nie. Dankie dat U ons lewens so opreg ingetree het, dat ons vandag met sekerheid kan sê, Here, U is ons enigste God, daar is geen ander nie. U is ons waarheid, en ons streef daarna om dit uit te leef in alles wat ons doen. Here, ons dank U vir U woord, en ons dank U ook dat ons vandag met alle sekerheid kan sê, dit is maar nie net 'n boek met 'n paar woorde opgeskryf nie. Dit is U lewende woord, wat ons kom vernuwe, wat ons kom lei tot 'n lewe in U naam. En Here, ons leef volgens dit wat U van ons vra. Ons streef daarna om U gebooie uit te leef. Nie omdat ons op een of ander manier iets moet verdien of onsself aan U bewys nie. Nee. Maar uit dankbaarheid uit. Want U het klaar alles vir ons kom gee. Help asseblief dat hierdie waarheid 'n houvas in ons lewens sal kry.
en dat ons ander mense rondom ons ook so sal kan aanraak met die liefde wat U vir ons gee. Here, help ons dat ons verantwoordelikhede as U kinders werklik ter harte sal neem. Dat daar waar ons is, Here, laat ons bloot bereidwillig sal wees. Dat U Gees deur ons sal werk en dat ons deur U leiding iemand se lewe kan aanraak, 'n verskil sal kan maak en hulle ook kan lei na U waarheid, die waarheid. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen. Soveel wat ons raak sien, maar Here, soveel waarvan ons nie bewus is nie. Alles wat goed is, kom van U. Ons kan nie eers begin tel die hoeveelheid seëninge wat oor ons pad kom nie. Ek vra, Here, dat U ons asseblief sensitief sal maak vir dit alles wat U doen, maar dat ons ook eerlik sal wees, Here, en weet, U sorg vir ons, U lei ons, en U is werklik lief vir ons. Ons dank U dat U 'n pad saam met ons stap. Ons dank U dat ons weet ons is nooit alleen nie. Geen nie om wat in hierdie wêreld gebeur, hoe moeilik die jaar mag wees, of watter uitdagings daar mag wees nie. U draai nie vir 'n oomblik U rug op ons nie. U staan konstant arms uitgestrek, gereed om ons vas te druk. Here, dankie daarvoor, en dankie waar ons vandag ook die nagmaal gaan gebruik. Dat ons daaroor sal dink, Here, dat ons sal inneem wat die simboliek daar agter is, en die finale prys wat U vir ons betaal het. Ons prys U, Here, en ons dank U vir al die genade. Amen. Geliefdes, ons skriflesing, daar gaan 'n hele klompie gedeeltes wees waarna ons saam gaan kyk, maar soos julle weet, dit sal op die skerm verskyn, en indien julle al vroegtydig uit julle eie Bybels wil lees, in die kommentaar van die video, sê ons altyd wat die gedeeltes is waaruit ons lees. Geliefdes, daar is om en by 8.1 miljard mense in die wêreld vandag. Nou, dit is 'n 8 met 9 nulle. Baie interessant, het julle geweet, 'n biljoen in Engels is nie dieselfde as 'n biljoen in Afrikaans nie. 'n Biljoen in Engels het 9 nulle, so dit is gelykstaande aan 'n miljard in Afrikaans. Maar 'n biljoen in Afrikaans het 12 nulle. Baie interessant, en die rede daarvoor is, Afrikaans as taal gebruik 'n ander skaal as wat Engels doen. Engels gebruik die kort skaal, soos hulle dit noem, en Afrikaans die lang skaal. Maar genoeg daarvan, dit is eintlik nie relevant tot die boodskap van vandag nie. Maar daar is 8.1 miljard mense in die wêreld vandag. Om dit dalk bietjie meer in perspektief te stel, Suid-Afrika se bevolking is 65 miljoen. So die wêreld se bevolking is om en by 125 keer groter as dit. Hoeveel van al hierdie mense, dink julle, is gelowig? En met gelowig bedoel ek nie alleenlik Christendom nie, kan enige godsdiens wees. Maar hiermee saam moet ek ook seker uitlig, dat daar enige iets van 4000 tot 10.000 verskillende godsdienste reg oor die wêreld bestaan. Let wel, meerderheid van die is inheemse godsdienste, baie klein, binne 'n selektiewe groep of kultuur, en is baie eksklusief. Om en by 80% van alle mense, let wel, partytjies sê 75, ander sê weer 85, ons bly in die middel, en ons sê, om en by 80% van alle mense klassifiseer onsself as gelowig. So afgerond is dit 6.5 miljard mense, wat doelbewus 'n keuse gemaak het tot 'n sekere godsdiens uit die om en by 10.000 wat daar is. Maar waar dinge baie interessant raak, is dat meer as 90% van al hierdie gelowiges reg oor die wêreld slegs binne 4 godsdienste gekategoriseer kan word. En die ander 10% van gelowiges is verspreid oor duisendes. Die 4 groot godsdienste van die wêreld vandag met die hoeveelheid volgelinge staan soos volg. Eerstens kry ons Christendom, die grootste godsdienst ter wêreld, met om en by 2.5 miljard mense. Tweedens kry ons Islam, met ongeveer 2 miljard mense.
Derdens Hindoeïsme met 1,2 miljard en laastens Boeddhisme met 500 miljoen mense. My vraag vandag, geliefdes, hoe baie weet ons van hierdie ander 3 godsdienste? Baie mense se reaksie op hierdie vraag sal bloot wees, ek het nie nodig om te weet nie. Al wat ek hoef te weet is, ek is 'n Christen. En dit is my waarheid, dit is die waarheid, waarvolgens ek my lewe inrig, waarop ek reageer met 'n groot glimlag en sê, wonderlik. Ons staan vas in ons geloof, ons staan vas in ons oortuiging, dat God is ons enigste en die enigste God. Maar, wanneer ons bloot net 'n basis het van hierdie ander groot godsdienste, gebeur daar 'n paar besonderse dinge. En geliefdes, dit is ook hoekom Dominee Braam en ek tydens katedrese tyd spandeer om hierdie verskille aan hulle oor te dra. Een van die eerste dinge wat gebeur as ons 'n basis het van die ander godsdienste, ons verstaan beter waarom God se waarheid die waarheid is, die enigste waarheid. Ons verstaan beter wat Jesus Christus vir ons kom doen het aan die kruis. Ons verstaan sy genade vir ons beter. En, baie belangrik, ons het dan 'n manier om iemand van een van hierdie ander godsdienste te nader en binne hulle konteks, hulle verwysingsraamwerk, God se liefde aan hulle bekend te maak en daardeur te lei na die waarheid toe. Ek wil dit deur 'n baie eenvoudige beeld oordra. Kom ons sê ons praat met iemand wat ons probeer en hulle verstaan nie Afrikaans of Engels nie. Maar ons hou aan in Afrikaans praat. Ons begin stadiger praat, duideliker praat, naderhand begin ons bietjie geïrriteerd raak en ons begin harder praat en ons skree amper in Afrikaans met die doel, hopelik sal dit deurdring tot hulle. As ons nie enige vorm van hulle taal verstaan nie, kan ons in Afrikaans sing en skree tot ons pink en pers is. Ons gaan nie deurdring tot hulle nie. Presies dieselfde is van toepassing as dit kom by ander godsdienste. As ons bloot 'n basis daarvan het, is dit baie makliker vir ons om God se lig in hulle lewe te skyn. Daarom wil ek vandag die 3 ander godsdienste baie kort en kragtig opsom en dan daarna gaan ons na 2 groot verskille kyk, rakende Christendom en hierdie ander 3 groot godsdienste. Eerstens, Islam word beskou as 'n monoteïstiese godsdienst. Nou, dis 'n baie groot woord wat basies net beteken, hulle glo in een God, Allah. Hulle glo Allah is die groot skeppergod en hy is regverdig en hy is almagtig. Hulle glo ook in Jesus, maar glad nie op die manier wat ons doen nie. Hulle glo bloot Jesus was 'n profeet gewees. Hulle glo in Mohammed, wat volgens hulle die laaste profeet was, wat aarde toe gekom het en 'n boodskapper van Allah was. Hulle religieuse dokument is die Koran en hulle glo in die 5 pilare van Islam, baie kortliks opgesom. Die eerste pilaar is geloofsbelijdenis. Hulle moet erken, God is Allah. Tweedens glo hulle in gebed, maar ook nie heeltemal soos ons doen nie. Hulle glo dat hulle 5 keer 'n dag moet bid, elkeen op 'n spesifieke tyd. Die derde pilaar is barmhartigheid. Hulle glo hulle moet 'n gedeelte van hulle geld vir minder bevoorregtes gee. Die 4de pilaar is dat hulle moet vas tydens Ramadan en die 5de pilaar is hulle glo dat hulle ten minste 1 keer in hulle lewe die groot pelgrimstog na Mekka toe moet voltooi. Mekka word as die heiligste stad gesien en dit is ook die geboorteplek van Mohammed. Dit Islam kortliks opgesom. Volgende, Boeddhisme. Dit word 'n nie-teïstiese godsdiens genoem. Nie-teïsties beteken bloot, hulle glo nie eintlik in 'n God nie. En baie mense sê vir hierdie rede is Boeddhisme eintlik nie 'n godsdiens nie, dit is meer 'n filosofie, want hulle fokus grootendeels op die mens self. Een van hulle ander groot fokuspunte is hoe om lyding en pyn te beëindig en innerlike vrede te kan beleef. Dit is tog wat hulle glo Boeddha lank terug gedoen het. Nou, Boeddha was ook net 'n doodnormale mens gewees. Hy het lank terug volgens hulle tot 'n sekere insig gekom
En daardeur het hy al die pyn, al die afhanklikheid van die lewe, het hy op een of ander manier ontsnap. Hulle glo in wedergeboorte, of wat hulle dit noem samsara, en die enigste manier wat hulle hierdie wedergeboorte siklus kan ontsnap, is om tot die insig te kom, soos wat Boeddha gedoen het, en dan word hulle een met nirvana, 'n totale toestand van bevryding. Hulle glo ook in die 8voudige pad, en dit baie kortliks opgesom is, hulle glo alles wat hulle sê, wat hulle dink, wat hulle doen, moet op die regte manier gedoen word, en dit moet onder geen omstandighede pyn of lyding of skade vir iemand anders te veroorsaak nie. Volgende, Hindoeïsme. Hindoeïsme is wat ons noem 'n polytheïstiese godsdiens, wat basies beteken hulle glo in meer as een God. Wel, eintlik volgens baie Hindoes glo hulle dat daar 33 miljoen verskillende gode is. Hulle geloof is baie sterk gesentreerd rondom hulle moet goeie dade doen. Hulle moet daarna streef om goeie karma te hê. Basies aan die einde van hulle lewe, hoe dit oorgedra word, daai antieke weegskale wat 'n mens kry. Aan die een kant sal hulle goeie dade inplaas en aan die ander kant hulle slegte dade. En vir hulle om nader te beweeg om hierdie wedergeboorte siklus waarna hulle ook glo te ontsnap, moet hulle goeie dade swaarder wees as hulle slegte dade. So hulle moet met elke opeenvolgende lewe, volgens hulle, moet hulle goeie karma hê, en dan op die ou einde van die dag ontsnap hulle hierdie siklus en hulle word een met die groot kosmiese krag wat hulle Brahman noem. Unieke uitkyke, vreemde beginsels, maar soos ek uitgelig het, dit dien bloot as 'n basis vir die verskillende groot godsdienste wat ons dan tot 'n mate kan gebruik om iemand van daai godsdienste te help tot die waarheid in God. Volgende wil ek stil staan by 2 baie belangrike verskille wat na vore kom as ons die 3 groot godsdienste opweeg teenoor Christendom. Die eerste verskil waarna ons gaan kyk. Watter verhouding het die verskeie God of gode met pyn en lyding? En tweedens, hoe word bevryding of verlossing verkry? Die eerste ene, die verhouding wat die verskeie God of gode met pyn en lyding het. 'n Interessante stelling, dink julle tog nie? 'n Verhouding met pyn en lyding. Wel, as ek eerlik is vandag, en ek moet aan elkeen van julle die vraag vra, en julle moet doodeerlik antwoord, wie van ons het 'n verhouding met pyn of lyding? Dink ek, so te sê almal, gaan hulle hande so hoog as moontlik oplig en sê, elke liewe dag word ek deur die gebrokenheid van hierdie lewe gestamp en gestoot en geknak. Ek ken pyn en lyding. Ons het al vir baie lank 'n verhouding. Inteendeel, pyn en lyding, ek is al maatjies met hulle vandat ek so groot is. Maar geliefdes, 'n God of gode sal mos nou nie so iets ervaar nie, sal mos nou nie dieselfde verhouding met pyn en lyding hê as wat ons het nie. Hulle is dan goddelik. Hulle word as heilig beskou, as bo enige vorm van pyn en lyding. Inteendeel, baie van hierdie godsdienste het die uitkyk, maar aardse pyn en lyding is 'n straf tot die sonde, die verkeerde optrede wat ons as mens gedoen het, of hulle sal sê, maar pyn en lyding is die uitwerking van ons oortredinge. So die God of gode sal dan nie daaraan blootgestel word nie, want volgens die verskeie godsdienste doen hulle absoluut niks verkeerd nie. Wel, dit is waar die groot verskil inkom. En ons God, die enigste God, sy karakter op 'n besonderse manier aan ons geopenbaar word. Ek lees vir ons 2 gedeeltes. Eerste ene uit Filippense 2 vers 6 tot 8 en daarna Jesaja 53 vers 3 tot 8. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood
aan die kruis. En dan Jesaja 53 vers 3 tot 8. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly, hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Geliefdes, ons Here, Jesus Christus, het van sy troon afgeklim, uit die ewigheid, uit die heerlikheid. En hy het die gebrokenheid betree. Hy word mens en hy ervaar ongeregtigheid, onregverdigheid, pyn, lyding, verwerping. En boonop dit ervaar hy ook om doodgemaak te word. Waarom is dit belangrik vir ons vandag om van hierdie verskil bewus te wees? Want dit kom nie voor in enige ander godsdiens nie. Watter waarde voeg die wete by tot ons verhouding met God, dat Jesus Christus 'n persoonlike verhouding met pyn en lyding het? Wel, geliefdes, dit beteken Jesus ken ons worstelinge, hy ken ons diepste swaar kry. Nie omdat hy dit daar van ver af aanskou, van sy troon af nie, maar omdat hy dit self gedra het. Dit wys dat die Here nie onbetrokke en ver weg is nie. Hy het ons gebrokenheid genader en hy het dit tot ingetree en hy dra saam met ons. Dit beteken ons ervaar troos in ons swaar kry, want ons weet ons is nie alleen nie. Hy is hier by ons te midde van enige en alle pyn. En dit kom wys vir ons dat ons God, ons Here, het die finale prys vir ons kom betaal. Christendom is die enigste godsdiens waar ons Here nie net ons pyn self ervaar en gedra het nie, maar hy het ook die finale prys gekoppel aan sonde, die dood, het hy afbetaal. Geen ander godsdiens verneder die God of gode hulself in die plek van die mens nie. Nou, as ons dit hoor, mag ons dalk dink, maar waarom? Waarom sal die Here so groot prys betaal vir ons? Wel, geliefdes, 2 woorde: liefde en genade. Ek lees vir ons Romeine 5 vers 8 en daarna Romeine 3 vers 23 tot 24. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 3 vers 23 tot 24. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. In ander woorde, Jesus se verhouding met lyding is daar omdat hy in ons plek die dood afbetaal het. Want hy het geweet,
ons is nie in staat om dit self te doen nie. Hy het ons nie alleen gelos tot ons ondergang nie. Hy het ons kom red. Die tweede belangrike verskil wat na vore kom, die manier waardeur bevryding verkry word. Ek gaan hierdie punt bietjie anders benader. Ek gaan die ander groot godsdienste se verlossingsplan kortliks opsom en dan gaan ons dit opweeg teen Christendom sin. Islam. Verlossing word verkry deur een te onderwerp aan Allah se wil, gehoorsaam te wees aan die Koran en al die wette en die gebooie wat daarin opgeskryf staan, ingesluit die 5 pilare van Islam. Hulle moet goeie werke doen, regverdig lewe en opreg berou oor een se sonde. Of in ander woorde, jou verlossing moet verdien word. Hindoeïsme. Een se goeie dade moet meer weeg as een se slegte dade. Een moet wysheid najaag en mediteer, een self toewy aan die goddelike, dan eers, na hoeveel lewens ontsnap een hierdie wedergeboorte siklus. Jou verlossing moet verdien word. Boeddhisme, deur 'n regte en 'n goeie lewe te leef, wat niemand anders pynig of moeilike situasies veroorsaak nie, selfbeheersing, meditasie en innerlike transformasie, is die sleutel wat een lei om die wedergeboorte siklus of daarvan verlos en bevry te word. Jou verlossing moet verdien word. Met elkeen van hierdie godsdienste en soveel ander, is die bepalende faktor, jy moet verdien, jy moet goed genoeg wees, jy moet hoeveel voorvereistes aan voldoen. Wat is Christendom se verlossingsplan? Ek lees vir julle Efesiërs 2, vers 8 tot 9, as ook Romeine 5, vers 1. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Romeine 5 vers 1 tot 3. God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is dan nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Geliefdes, ek sluit af. Daar's baie verskillende godsdienste daar buite wat antwoorde probeer gee, wat waarheid probeer oordra. Elkeen met lang lyste van voorvereistes waaraan een moet voldoen voordat een ingesluit kan raak. En dit is in die lig wat hierdie ander godsdienste probeer oordra, wat die waarheid van Christendom soveel meer houvas in my lewe het. Dit is deur ek wat 'n beter verstaan gekry het oor hoe hierdie ander godsdienste die waarheid probeer nader, wat ek vandag vir die Here kan sê, dankie. Ek is uiters dankbaar vir U wat my wêreld ingetree het, my kom dra het, my aanvaar het, al was en is ek 'n sondaar, al is ek nie goed genoeg nie. Met elke ander godsdiens moet die mens 'n leer uitklim, berge verskuif, amper 'n goddelike status verower, deur hoe goed een moet wees om bloot geliefd te wees, om te behoort, om deel van 'n familie te wees. Ons God, ons Here en die enigste en ware God, klim van sy troon af. Hy word mens, en toe ons nog sondaars was, druk hy ons styf teen sy bors en hy sê, my kind, jy is myne, jy is tuis by my. Amen. Ek gee 'n oomblik van stilte.
Here, dankie vir die oortuiging in ons harte, dat U is die enigste waarheid, die enigste en die ware God. Daar is soveel mense daar buite, wat vasklou aan wat hulle dink die waarheid is. Geef vir ons asseblief die nodige insig en krag, dat ons hulle ook sal kan help. Dat ons hulle ook op 'n liefdevolle manier sal lei tot U liefde, tot U genade en dit wat U vir ons kom doen het. Niks daarvan verdien ons nie, maar steeds oorweldig U ons met seëninge, met genade en met liefde. En daarvoor dank ons U, Here. Ons prys U heilige naam. En ons streef daarna om 'n gehoorsame lewe aan U te leef, nie omdat ons dit moet doen of ons onsself moet bewys aan U nie, maar uit dankbaarheid vir dit wat U klaar vir ons gedoen het. Amen. Geliefdes, volgende beweeg ons oor na die nagmaal toe en daar sal nou 'n kort tydjie wees vir julle om die nodige voorbereiding te doen indien julle nog nie het nie, en indien die periodetjie wat ek gaan gun nie lank genoeg is nie, kan julle altyd net die video pause. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 sê hy die volgende: Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: Hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Geliefdes, die Here het die finale prys van sonde, die dood, het hy namens ons afbetaal. En in daardie oomblik, toe hy gekruisig was, het hy al ons sondes se straf op homself geneem. En daarom het hy 'n verhouding met pyn, met lyding, weet hy hoe swaar ons ook kry. En hy het daai prys betaal vir niks anders as die liefde en die genade wat hy vir ons het nie. Daarom is die nagmaal 'n voorreg om te kan onthou wat hy vir ons gedoen het. En dat hy deur sy liggaam wat gebreek was, het hy vir ons die ewige lewe kom gee. Hy het van sy troon afgeklim en hy is gekruisig, vasgespijker vir ons oortredinge. Geliefdes, as dit ook julle oortuiging is, as julle glo dat ja, hy het hierdie prys betaal, nooi ek julle om saam met ons die nagmaal te gebruik. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek het tot 'n volkome versoening van ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek het tot 'n volkome versoening van ons sondes.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees tot in lengte van dae. Amen.